1 Samuel 30 vers 4 sê, toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Jy sien, toe Dawid en sy 600 manskappe terugkeer na die stad, vind hulle dat hulle vrouens en hulle kinders gevange geneem en weggevoer is. Hulle huise was afgebrand en hulle besittings was geplunder. Dit was 'n onbeskryflike verlies wat elke man se hart gebreek het en hulle het nie geweet wat om te doen nie. Hulle het hulle stemme verhef en gehuil totdat hulle nie meer kon huil nie. Die wêreld waarin ons woon, my vriend, is 'n hartverskeurende plek. Sommige hartseer kom sonder waarskuwing en ander kom weer as gevolg van verwerping, misleiding en slegte keuses wat ons gemaak het. Wanneer jy hartseer is dit goed om te huil. Dawid en sy manne was soldate en tog het hulle gehuil. Maar dit is wat jy doen as jy ophou huil, wat gaan bepaal of jy 'n oorwinnaar of 'n slagoffer gaan wees. Dawid het te midde sy hartseer sy krag by God gekry. Hy het geweier om op te gee. My vriend, jy kan dieselfde doen deur in te tap by ons enigste bron van krag, Abba Vader. Here, baie dankie dat ons, maak nie saak waardeur ons gaan nie, te midde van watter omstandighede ons ook al in is, net kan intap by U, ons bron van krag. Here, dankie dat ons krag en ons sterkte weer by U kan kom vind. Dankie dat U vir ons so ongelooflik lief is en dankie, Here, dat U genade vir ons onbeskryflik groot is. In Jesus se naam, amen.